Vandag wil ek vir julle wys hoe om te vermenigvuldig met gewone breuke. Dit is eintlik baie makliker as om met gewone breuke te gaan optel. Nou die belangrikste ding hierso is dat ek my tellers met mekaar gaan vermenigvuldig en my noemers met mekaar gaan vermenigvuldig. En al wat ek dit kan doen is wanneer ek twee breuke met mekaar vermenigvuldig. So ek gaan sê eerste 3 maal 7. So ek gaan my tellers met mekaar vermenigvuldig. 3 maal 7 gaan vir my gee 21. En dan die tweede stap gaan wees, ek gaan my noemers met mekaar vermenigvuldig. Dit gaan wees 2 maal met 6, wat dan vir my gaan gee 12. Nou, as julle na hierdie breuk kyk, kan dit nog nie my finale antwoord wees nie, want hierdie is 'n onegte breuk, want my teller is groter as my noemer, en ek wil altyd my breuk as 'n egte breuk gaan skryf. So hoe gaan ek dit doen? Nou, die eerste ding wat ek gaan doen is, ek gaan kyk, hoeveel keer kan 12 en 21 indeel. Nou as ek my wenkbord gaan gebruik, gaan ek sê 1 maal 12 gee vir my 12. 2 maal 12 gee vir my 24. Nou ek kan nie sê 2 maal 12 is gelyk aan 24. Ek kan dit nie gebruik nie, want my getal, my teller is kleiner as 24. So ek weet, ek kan net sê 1 maal 12 is 12. So dit beteken, ek gaan 'n heel getal kan uithaal van 1, want ek vat eintlik basies 12 net weg. Want 12 gaan net 1 keer in 21 kan indeel. En hoeveel gaan dan oorbly? So ek gaan sê 21 minus 12, en as ek sê 21 minus 12, dan gaan daar so 9 oorbly. So dat ek 9 op 12 wat oorbly. Maar ek is nog nie klaar nie, want hierdie breuk kan nog verder vereenvoudig. Hoe gaan ek hom vereenvoudig? So as ek gaan vereenvoudig, gaan ek kyk, wat is my grootste gemeenskaplike faktor? En ek gaan my faktore van 9 neerskryf en my faktore van 12. So as ek die faktore van 9 gaan neerskryf, gaan dit mos wees 1 en 9, want 1 maal 9 gee vir my 9. Ek kan nie 2 in 9 indeel sonder 'n res nie, maar ek kan 3 in 9 indeel sonder 'n res. Want 3 maal 3 gee vir my 9. Ek kan nie verder gaan nie, ek het al my faktore van 9 neergeskryf, en dan gaan ek my faktore van 12 neerskryf. Nou eerste wat ek kan sê is 1 maal 12, so 1, en 12 is faktore van 12. Ek kan dan 2 gaan neerskryf, want 2 maal 6 gee vir my 12. So 2 en 6 is faktore. En dan kan ek ook 3 maal 4 gaan neerskryf, want 3 en 4 is faktore van 12. 3 maal 4 is 12. Dan is ek klaar. Dan kan ek gaan kyk, waar is my grootste gemeene faktor? Nou as julle gaan kyk, sal julle sien, hierso is 3, en hierso is 3. Nou my breuk te gaan vereenvoudig, gaan ek net my grootste gemeene faktor vat, en ek gaan my 9 deel met 3, en ek gaan my 12 deel met 3. So dan gaan ek kry 1, 9 gedeel deur 3 is 3, en 12 gedeel deur 3 is 4. En dit gaan dan my finale antwoord wees in sy eenvoudigste vorm.